Goeiemôre geliefdes, ek glo en vertrou dat dit goed gaan met u en dat u nog gesond is. Gun my asseblief die geleentheid om net 'n paar afkondigings onder u aandag te bring. Eerstens wil ons u herinner aan die 10de Mei se fondsinsameling. Dit is ons Pannekoek Sondag, maar is ook Moedersdag en ons gaan sommer alles so kombineer. So as jy kan help met pannekoeke of selfs 'n vulsel kan skenk, sout of soet, kontak asseblief vir Sonja sodra die kerkkantoor weer op die 3de Mei oop is en meld asseblief aan. As jy nie ietsie wil skenk nie, kom woon dit net by en onthou om 'n donasie te bring. En dan op dieselfde Sondag gaan ons ook vir die moeders vir Moedersdag so 'n bietjie bederf. So ons gaan 'n sanger hê wat kom optree by die gemeente en ons nooi u uit na hierdie geleentheid. Hy sal voor die erediens die voorsang gedeelte hanteer en dan sal daar 'n erediens volg. So dit is die 10de Mei. Dan het ons ook ons Hemelvaartsdiens wat op die 14de begin en dan ook ons Pinkster wat die week van die 18de Mei is. Pinkster sowel as Hemelvaart sal om 10:00 plaasvind en die ander eredienste sal om 9:00 soos gewoonlik plaasvind. Hou asseblief die Facebookblad en die WhatsApp groepe daarvoor dop. En natuurlik aan die einde van Mei is dit ook ons geloofsoffer. So ons vra dat u nou reeds daaroor sal voorbereiding doen sodat u ook vir God sal vra wat die geloofsoffer is wat u dan ook moet gee. Op hierdie stadium het ons nog steeds geen name op ons voorbereidingslys nie. So ons vra indien daar iemand is van wie u bewus is, waarvan ons nie bewus is nie, dat u asseblief die name vir ons sal deurgee. Anders te vra ons dat u in die algemeen sal voorbereiding doen vir ons land en vir sy mense. Die seisoene draai en die winter kom nader en so ook gebeur daar verkoue is ensovoorts. So ons dink oor die algemeen aan mense en hulle gesondheid. Dit is dan nou al wat my afkondigings aanbetref. Ek gaan vra dat ons net vir 'n oomblik sal rustig raak in God se teenwoordigheid en dat ons sal saam wees op hierdie platform op 'n gepaste wyse sal begin. So kom ons sluit ons oë en dan bid ons nou saam. Here en Hemelse Vader, ons kom na U toe en ons kom sê vir U dankie. Dankie dat dit met ons goed gaan. Vader, dankie dat ons in 'n land leef waar ons nog godsdienstvryheid het. Ons word nie vervolg nie. Vader, ons kan rustig in geboue bymekaar kom en U naam groot maak en U lof besing. En dit is presies wat ons ook vandag wil doen. Al is dit op hierdie platform, ons wil U naam groot maak en ons wil vir U dankie sê vir dit wat U vir ons kom doen het. Dankie vir hierdie boodskap waarna ons ook vandag gaan luister, vir hierdie platform waarop ons dit kan doen en dat ons al hierdie tegnologie en moontlikhede tot ons beskikking het. En daarom kom vra ons nou vir U, breek die woord vir ons oop. Kom werk met elkeen van ons. Dit is my gebed in Jesus se naam. Amen. Nou geliefdes, ons is nog in die na-Paase tydperk en ons het laas Sondag stilgestaan by 1 Petrus se brief en ek het dit goed gedink om vandag verder te gaan met hierdie brief en ons gaan vanoggend saam lees uit 1 Petrus 2 vanaf vers 1 tot 10. Nou, dis 'n bekende gedeelte en gewoonlik fokus die mense op die middelste gedeelte daar by vers 6 rond, maar ek wil vanoggend klem plaas op vers 9. So wanneer ons dit lees, luister mooi na daardie gedeelte, maar dit sal ook in die preek weer na vore kom. So 1 Petrus 2 vanaf vers 1 tot 10, daar staan: Hou dan op met elke vorm van kwaad, met alle bedrog, huigelary, jaloesie en kwaadpratery. Soos pasgebore kindertjies smag na melk, moet julle smag na die suiwere geestelike melk, sodat julle daardeur kan opgroei en die saligheid verkry. Julle het immers ondervind dat die Here goed is. Kom na hom toe, die lewende steen, wat deur die mense afgekeer is, maar deur God vir 'n ereplek uitverkies is. Laat julle as lewende stene opbou tot 'n geestelike huis om 'n heilige priesterdom te wees en geestelike offers te bring wat deur Jesus Christus vir God welgevallig is. Daarom staan daar in die skrif: Kyk, ek lê in Sion 'n hoekklip, uitverkies vir die ereplek. Wie in hom glo, word nooit teleurgestel nie. Julle wat glo, deel in hierdie eer, maar vir die wat nie glo nie, geld die woorde: Die klip wat deur die bouers afgekeer is, juis hy het die belangrikste klip in die gebou geword.
en 'n klip waaroor 'n mens struikel en 'n rots waarteen jy jou stamp. Hulle struikel omdat hulle nie aan die woord gehoorsaam is nie. So het God dit ook vir hulle bestem. Julle daarenteen is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is, 'n eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van hom wat julle uit die duisternis geroep het en na sy wonderbaarlike lig. Julle was vroeër geen volk nie, maar nou is julle die volk van God. Julle het toe geen barmhartigheid ontvang nie, maar nou het God aan julle barmhartigheid bewys. Ons lees net hierdie enkele verse saam, veral met die klem op vers 9 wat sê, julle daarenteen is die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig, van hom wat julle uit die duisternis geroep het, na sy wonderbaarlike lig. Geliefdes, kyk ons na ons wêreld waarin ons leef, dan sien ons leef in 'n prestasie-gedrewe wêreld. 'n Wêreld wat amper obsessief geraak het met prestasie, meriete en uiterlike sukses. Veral as ons kyk na laerskole, daar is die kompetisie veral sterk en dit gaan oor wie die beste presteer, wie in die A-span kom, wie in die eerste span kom, wie die meeste balkies het, wie die eerste plek behaal en kinders word aan hierdie druk blootgestel. Maar selfs in die samelewing, as dit kom by werk en status en aansien, dan gaan dit oor wie die beste posisie, die beste motor, die beste huis, die beste alles. So dit gaan oor hierdie kultuur van, hoe meer ek het, hoe meer suksesvol is ek, hoe meer ek besit, hoe meer suksesvol is ek. En mense voel dat hulle identiteit deur hulle status, hulle rykdom en hulle prestasies bepaal word. Ander kere word mense se lewens en hulle waarde bepaal deur die groeperings waarin hulle gegroepeer word, of selfs die volke waarin hulle gebore word, of die land waarin hulle woon. Baie mense sal sê dat sekere bevolkingsgroepe voordeel trek en ander nie. As ons kyk na die Bybelse tyd, het hierdie dinge ook na vore gekom. Dis nie anderste nie. In die Bybelse wêreld was jy suksesvol geweest as jy 'n Jood was, as jy 'n leermeester of 'n rabbi of selfs 'n fariseer was, as jy in 'n leiersposisie was, dan het jy gesag afgedwing, respek afgedwing. As jy 'n man was, het dit in jou guns getel. Vrouens het geen waarde gehad nie, kinders het geen waarde gehad nie. En sekere sosiale groepe het net beter gevaar as ander sosiale groepe. Die Samaritane was eenkant toe geskuif, verstoot deur die samelewing, het 'n skuilnaam in die volk se mond geword. En daarom, as jy 'n Joodse gelowige was en 'n man en 'n rabbi, dan het jy status en eer gehad en het dinge net vir jou makliker gebeur en het dit vir jou 'n identiteit en waarde gegee. Petrus kom in hierdie brief wat ons gelees het en hy kom met 'n radikale teenboodskap. Hy skryf aan die eerste gelowiges, die eerste Christene wat vervolg is, wat vreemdelinge in die wêreld is, en hy kom herinner hulle aan hulle ware identiteit in Christus. Hy kom sê vir hulle, jy is nie wat die wêreld sê jy is nie. Jy is wat God sê jy is. En hy kom doen dit aan die hand van 3 waarhede. En ek wil hierdie 3 waarhede vandag met julle kom deel. Hy kom sê in die gedeelte vir die mense, hulle is geliefd, gekies en geroep. En vandag gaan ons by hierdie 3 aspekte stil staan. Nou kan jy vir my sê, "Sjoe, ek het hierdie teks saam met jou gelees en ek het nie een van daardie 3 woorde daarin raak gelees nie." Hy gebruik nie hierdie 3 spesifieke woorde nie, maar in daardie vers wat ons gelees het, kom hierdie 3 woorde basies na vore, as ons na die betekenis van die woorde kyk. So die eerste een wat Petrus wil kom beklemtoon aan sy lesers, is dat hulle geliefd is. Hy verskuif dus hulle fokus
van wat hulle is en doen, na wie hulle is en aan wie hulle behoort. Onthou, hy skryf vir die eerste Christene wat hulle self in Klein Asië bevind en hulle word beskou as vreemdelinge en bywoners. Hulle het op vreemdelinge se land gewerk en hulle het in vreemdelinge se huise gewoon. Baie van hulle eienaars het hulle baie onredelik hanteer. Ons moet ook onthou dat die evangelie in die meeste gevalle aan slawe verkondig is en dat hierdie slawe dit gewoonlik eerste geglo het en aangeneem het en deel gemaak het van hulle lewe. En hierdie eerste gelowiges vir wie Petrus hierdie brief skryf, is maar so slawe behandel deur die mense in wie se huise hulle gewoon het en op wie se lande hulle gewerk het. So ons kan eintlik maar sê, hulle was slawe. So hulle was weerloos en blootgestel aan die magsmisbruik van hulle eienaars. Hulle is sleg behandel en daar is teen hulle gediskrimineer, omdat hulle Christene en vreemdelinge was. Hulle is gespot en mishandel, omdat hulle anders as die ander, veral hulle eienaars, geglo het. En die ergste van alles is, dit wat die seerste gemaak het, was die verontregting wat hulle van hulle eie mense ervaar en beleef het. Wanneer hulle na die Joodse tempel toe byvoorbeeld gegaan het, het die Jode hulle baie onwelkom laat voel. Soveel so dat hulle op 'n stadium besluit het om nie meer tempel toe te gaan nie. Hulle was nie meer lus om daarheen te gaan nie, as gevolg van die manier waarop hulle behandel is. Hulle omstandighede was so moeilik geweest dat hulle gedreig het om tou op te gooi. Hulle het nie langer kans gesien vir hierdie prys van vreemdelingskap wat hulle moes betaal nie. En daarom kom bemoedig Petrus hulle in hierdie brief deur hulle te herinner wie hulle eintlik is. Hulle is dalk in die wêreld se oë vreemdelinge, maar in God se oë is hulle sy kinders. Hulle is sy uitverkore volk. Ons het daarvan gelees in hoofstuk 2 vers 9. Hy het hulle met ander woorde uitverkies en 'n mens kies net iemand uit as jy vir hulle lief is. So hulle waarde lê nie in wie die wêreld sê hulle is nie, maar in wie God sê hulle is. En vir God is hulle kosbaar. So kosbaar dat hy sy eniggebore seun vir hulle gegee het om hulle te red, om vir hulle sondes te betaal. So kosbaar dat Jesus Christus se bloed gevloei het, sodat hulle losgekoop kon word, omdat hy vir hulle lief is, omdat hulle vir hom kosbaar is. So in die wêreld se oë is hulle dalk vreemdelinge en bywoners, maar in God se oë is hulle geliefde, kosbare kinders van hom. Geliefdes, die vraag wat jy vandag vir jouself moet vra is, wie glo jy? Glo jy die wêreld wat vir jou sê dat jy onsuksesvol is, dat jy 'n swakkeling is, dat jy in die verkeerde groep ingebore is, dat jy geen waarde het nie, dat jy geen identiteit het nie, dat jy 'n sondaar is, 'n mislukking is? Of glo jy vir God wat vir jou waarde en 'n identiteit kom gee? Want ook vandag kom sê God vir jou en my dat ek en jy sy kind is, dat ons 'n verloste is, dat ons 'n uitverkorene is en dat hy ons liefhet. Hierdie status wat God vir my en jou as sy geliefde kind kom gee, gaan ook gepaard met 'n paar voordele. Dit beteken ons kan reken op God se beskerming, op sy beheer, op sy versorging. Hy is ons Vader en soos wat 'n vader sorg vir sy kinders, so sal hy ook vir ons sorg en hy sal ten alle tye daar wees vir ons. Hy is in 'n nabye verhouding met ons en hy sal alles op die ou einde van die dag vir ons ten goeie laat meewerk.
maar dan moet ons in ons nuwe identiteit inbeweeg en ons moet glo dat ons waarde het en dat ons God se geliefde kind is. Wat nouliks hierby aansluit is die tweede punt wat Petrus vir die eerste Christene wou beklemtoon toe hy vir hulle gesê het dat hulle waarde het. Hulle is nie sommer enige volk nie, nee, hulle is 'n uitverkore volk, maar meer as dit, hulle is 'n heilige volk, 'n volk wat afgesonder is vir God, om God se wil te doen. Met ander woorde, God het hulle gekies met 'n spesifieke doel. Hulle is God se spesiale span, wat aangestel is om hom hier op aarde te verteenwoordig. Hulle is gekies om God se karakter in hierdie wêreld te weerspieël. Dit beteken dat hulle toegewyd aan God moet leef en dat hulle volgens 'n ander stel reëls as die res van die wêreld moet leef. Dis kom Petrus en hy kom sê vir hulle, julle is gekies om anders te leef. En ja, dit gaan dalk vir julle probleme veroorsaak en dit het dalk alreeds vir julle probleme veroorsaak. Julle gaan verstoot word, julle gaan onwelkom voel soos by die tempel. Julle gaan swak en sleg behandel word, julle gaan gespot word, maar die beloning aan die einde van die dag is veel groter as die swaar kry wat julle tans beleef. Vandag moet ons ook vir onsself vra, wie se opinie maak vir ons meer saak? Wie se goedkeuring wil ons eerder wegdra? Die van die wêreld of die van God? God het elkeen van ons wat vandag na hierdie boodskap luister gekies om deel te wees van sy uitverkore volk, van sy heilige volk. Hy het ons elkeen op die naam geroep en hy vra dat ons volgens sy beginsels en sy waardes sal leef. Dit gaan nie altyd vir ons maklik wees nie. Ons gaan soms onwelkom voel. Ons gaan uitgeskei word. Mense gaan ons vermy en selfs verwerp. En nie net die mense van die wêreld nie. Partykeer selfs ons eie familie en vriende. Die vraag is, wie se opinie maak vir my en jou meer saak? God se of die wêreld se? Geliefdes, en hierdie is iets waaroor elkeen van ons self sal moet nadink en self sal moet besluit. Want dit gaan nie maklik wees nie. Dit is nie maklik om onpopulêr te wees nie. Dit is nie maklik om teen die stroom op te swem nie. Dit is nie maklik om op te staan vir dit wat reg is nie. Maar dit is die moeite werd. En God gaan van my en jou vra om 'n keuse te maak. En elkeen van ons sal self daardie keuse moet maak. Want ons moet daardie pad stap en ons gaan moet bereid wees om daardie pad te stap. Want dit is nie 'n maklike pad nie. En daarom kan niemand daardie besluit namens jou neem nie. Maar geliefdes, ek kan jou beloof, op die ou einde van die dag gaan dit alles die moeite werd wees. Die derde aspek waarby Petrus uitkom is dat ons geroep is. En hierdie 3 aspekte is so in mekaar ingeweef. Dit sê vir ons is geliefd, ons is gekies en ons is geroep. En hy kom nou by die geroep uit. Petrus kom skryf aan hierdie gelowiges en hy sê vir hulle dat hulle deur God geroep is. Hulle is vanuit die duisternis geroep na die wonderbaarlike lig. Dit is 'n radikale verskywing wat plaasvind. Dit beteken dat hulle en ons nie meer in die donkerte van hierdie sondige wêreld, van hierdie hopelose wêreld leef nie, maar dat hulle en ons in die wonderbaarlike lig lewe, dat ons hoop het op die ewige lewe en dat ons 'n roeping het. En ons het laasweek by hierdie gedagte van die ewige lewe en die nuwe lewe stil gestaan. En geliefdes, meer as net die feit dat ons dit moet weet, moet ons dit gaan uitleef. Dis ons roeping om hierdie waarheid
dat ons gekies is, dat ons geliefd is, dat ons dit sal gaan deel met die wêreld daar buite, dat ons vir hulle sal sê van Jesus Christus, die lewende steen. Petrus verwys daarna in die eerste paar verse van ons gedeelte hiervan, vers 4, 5, 6 rond, praat hy van die lewende steen wat Jesus Christus is, en ons wat lewende stene is, en wat ons lewe moet bou op hierdie lewende steen wat Jesus Christus is, en dat ons dit moet gaan verkondig, dat ons vir die stikkende en die gebroke wêreld moet gaan sê, dat Jesus Christus die hoeksteen is, dat hy die lewendige steen is, dat hy gekom het om ons te kom red, en dat ons ingebou moet word in hierdie gebou van God, in die koninkryk van God. So ons het 'n roeping, ons moet hierdie boodskap gaan deel. En as ons hierdie boodskap gaan deel van Jesus Christus wat die lewende steen is, wat die lig vir die wêreld is, dan is ons besig om hierdie roeping van ons uit te leef. Maar as ons dit nie gaan verkondig nie en mense gaan dit nie glo nie, dan gaan Jesus Christus vir hulle 'n struikelblok wees en dan gaan hulle voortgaan om in die duisternis te leef. Geliefdes, ons was in die duisternis. Jesus was dalk vir my en jou 'n struikelblok, maar ons het na die lig toe gekom, ons het die waarheid gehoor, en ons kon onsself bekeer en ons het 'n geleentheid gehad op redding, omdat iemand hulle roeping uitgeleef het. Nou is dit my en jou werk om ons roeping te gaan uitleef, sodat iemand anders gered kan word, sodat iemand anders tot die lig kan kom. En vandag moet ek en jy vir onsself vra, leef ons hierdie roeping uit? Is ons getuies van Jesus Christus, van die lig wat na die wêreld toe gekom het, van die hoeksteen, die lewende steen wat in hierdie gebou ingebou is? Of bly ons stil daaroor? Kan mense in ons woorde en in ons dade en in ons gesindheid sien dat ons in Jesus Christus die ware lig glo? Geliefdes, ons is geroep om 'n verskil te maak oral waar ons geplaas is. Of dit nou soos die eerste Christene in Klein-Asië is, en of dit soos ons hier in Kempton Park in Edleen gemeente is. Ons moet blom waar ons geplant is. Mense moet aan jou lewe kan sien dat daar 'n alternatiewe manier van leef is. Hoor u wat ek sê? Dat daar 'n alternatiewe manier van leef en dink is. Ons hoef nie gebuk te gaan onder hierdie prestasiegedrewe samelewing nie. Mense hoef nie net waarde te hê omdat hulle geld het of status het of in die regte bevolkingsgroep ingebore is nie. Ons kan dit verander. Ons kan vir mense sê waar kom hulle status, waar kom hulle waarde, waar kom hulle identiteit vandaan. En dit begin by ons wat ons roeping uitleef. Dit begin by om Jesus se lig te weerkaats. Geliefdes, dis ons algemene roeping. Om Jesus se lig te weerkaats in 'n donker wêreld in. En dan wanneer ons dit doen en terwyl ons dit doen, moet ons begin bid en hoor wat is ons spesifieke roeping. Want elkeen van ons het 'n algemene roeping om Jesus Christus en die evangelie te verkondig, maar ons het ook 'n spesifieke roeping om dit op 'n spesifieke plek en in spesifieke omstandighede te doen. En hiervoor gebruik God ons gawes en talente. So dalk het jy 'n omgee hart en wil God jou by sorg gebruik. Of dalk is jy goed met teaching, jy is dalk 'n goeie leermeester en dan wil God jou by die kategese gebruik. Of dalk is jy net iemand wat daarvan hou om te sing en die Here se naam groot te maak en te loof en te prys, en dan kan jy inskakel by ons voorsang. Geliefdes, hoor u dat elkeen van ons 'n spesifieke gawe, 'n talent gekry het en dat God dit in sy diens wil gebruik sodat ons roeping kan uitleef? Ek en jy moet net gaan bid en gaan vra waar en hoe wil God ons gebruik. Ek kom sluit af met die feit dat Petrus destyds aan die eerste Christene wou beklemtoon dat hulle identiteit
en hulle roeping nie deur die wêreld bepaal word nie, maar dat dit deur God bepaal word. Dat hulle roeping en hulle identiteit in Christus moet vind. En vandag moet ek en jy dieselfde hoor. Ons moet vandag hoor dat ons geliefd is. Ons behoort aan God wat ons kom uitverkies het as sy kind. Ons moet hoor dat ons gekies is om heilig en afgesonder vir God te leef. Dit beteken ons moet anders lyk as die wêreld. Ons moet anders praat, ons moet anders leef. Ons moet die alternatief vir die wêreld bekendstel. En ons is geroep. Ons is geroep om Jesus Christus se lig te weerkaats in hierdie stikkende donker wêreld. Ek en jy is amper soos 'n advertensie vir God se koninkryk. Maar dan moet ek en jy in ons roeping inbeweeg. En daarom moet ons anders te leef, want ons is iemand wat weet aan wie ons behoort. Amen. Kom ons sluit ons oë en dan bid ons saam. Here en Hemelse Vader, baie dankie dat ons gehoor het, dat ons u kind is, dat ons geliefd is, dat u ons kom kies het, dat u ons deel gemaak het van u uitverkore volk, omdat u vir ons lief is, omdat u seun gestuur het om aan daardie kruis te sterf en vir ons 'n tweede kans in die lewe te kom gee. Dankie dat ons geliefd is en dankie dat u vir ons hierdie tweede kans kom gee. Maar Vader, ons het ook vandag gehoor dat ons nie net geliefd is nie, maar dat ons ook gekies is. Dat ons eenkant gesit is, dat ons afgesonder is, dat ons anders moet lyk en praat en leef as die wêreld en dat ons die alternatief vir hulle sigbaar moet maak. Vader, dat ons anders moet wees as die wêreld. Ons kan nie soos hulle lyk nie, ons kan nie soos hulle optree nie en ons moet daardie alternatief vir hulle beskikbaar stel. Dankie dat Jesus vir ons die alternatief kom wys het en dat ons net in sy voetspore kan volg. Maar dankie dat ons ook gehoor het dat ons geroep is. Dat ons geroep is om 'n verskil te gaan maak, om u lig te weerkaats in hierdie donker, stikkende wêreld. Help ons om dit reg te kry, maar help ons ook om ons spesifieke roeping te ontdek en om dit uit te leef. Vader, maar ons kan net hierdie dinge doen as ons dit glo van onsself. En ons sukkel partykeer om dit te glo, want ons val so in die struik wat die wêreld vir ons stel. Ons probeer so deel wees van die wêreld, dat ons vervreemd raak van u en ons identiteit in u. En daarom kom vra ons en kom bid ons, Gees van God, help ons. Help ons om vas te hou aan ons identiteit wat u vir ons kom gee, en help ons om te glo dat ons waarde het, en dat ons 'n werk het, 'n roeping het om te vervul. Vader, ons kom bid vir ons gemeente, dat ons gemeente ook in sy roeping sal inbeweeg en dat ons ook 'n verskil sal maak in die wêreld daar buite, dat ons daadwerklik u koninkryk sal laat sigbaar word, sodat mense na u toe kan kom, sodat hulle aangetrokke sal voel tot die lig en tot u. Ag Vader, ons kom bid dat u ons as gemeente sal seën en dat u ons as gemeente sal gebruik. Dankie dat ons hierdie dinge mag bid, nie omdat ons dit verdien nie, maar alleen uit genade. Amen. Geliefdes, dankie dat ek my gedagtes rondom hierdie teks met u kon deel. Ontvang dan nou die seën van die Here. Genade en vrede vir julle almal wat julle lewe op die lewende steen bou. Vrede vir elkeen wat in Jesus Christus is en bly. Amen. Geliefdes, bly gesond en wees geseënd. Totsiens.